Ons is so min kinders vandag, almal moet hier so sit dat hulle getel kan word. Is daar enige kinders wat nog wegkruip daarso? Ek sien nog so paartjies, maar ons gaan hulle nou nie op die spot sit en sê hulle moet vorentoe kom nie. Nou weet julle waar is al julle maatjies? Waar is al julle maatjies van hierdie naweek? Hulle is by Mission Convention, dink ek. Miskien van hulle is dalk al bietjie weg vir die lang naweek, want dit is lang naweek ook, né? Maar ek dink hulle is by Mission Convention. En Tannie Lori het julle verlede week 'n storie vertel uit die sendingveld, en ek het gedink omdat dit nou Mission Convention is dit nou net gepas as ons storie vandag ook uit die sendingveld uitkom. Okay. En weet julle oudjies wat is 'n sendeling? Do you know what's a missionary? Do you know what's a missionary? Weet julle ouens wat 'n sendeling? Naraya, weet jy wat 'n missionary? Dit is mense wat na partykeer gaan hulle na 'n ver land toe, dan bly hulle daarso, dan vertel hulle die mense wat daarso bly, vertel hulle van Jesus. En vandag se storie gaan van 'n gesinnetjie wat sendelinge was. So hulle het na 'n ver plek getrek. Dit was 'n mamma, 'n pappa en 'n sussie. En sy was nog klein, sy was seker so 6 jaar oud. Ek weet nie wat was haar naam gewees nie, maar ek weet dit was 'n ware storie. Nou, hulle het op 'n dorpie gebly waar daar nie 'n hospitaal was nie, daar was nie winkels gewees nie, dit was net 'n paar huisies wat bymekaar was. So, daai dorpie was baie afgeleef. Nou, ek wil hê julle moet vir my sê, kan julle dink aan 'n wonderwerk wat in die Bybel gebeur het? 'n Storie in die Bybel van 'n wonderwerk. A miracle. Do you know a story about a miracle, Mila? Can you remember a miracle that happened in the Bible, Naraya? En as jy, ek pik nou op julle twee, want julle is nou die oudste hierso. Naraya, can you remember a miracle that happened in the Bible? What is a miracle? Wat is 'n wonderwerk? Ja, water into wine, that was a miracle. Ja, 'n wonderwerk is iets wat gebeur, wat Jesus laat gebeur, wat ons as mense dink, wow, dit is onmoontlik, dit kan nie gebeur nie. Maar Jesus kan dit doen, né? En daai meisie het geswaai eendag, haar pappa was nie by die huis nie. Haar pappa was by 'n ver ander plek gewees. Alles daar is ver. Alles is ver. En haar pappa was nie daar nie, en hulle het nie 'n motor gehad nie. Haar pappa het die enigste motor gehad, en hy is weg met hom. En sy het geswaai, op 'n swaai wat haar mamma vir haar buitekant gemaak het. En sy het te lekker geswaai, maar sy het bietjie hoog gegaan. Swaai, dit is lekker om te swaai. Hou julle daarvan om te swaai? Het jy 'n swaai by die huis? Nou swaai jy ook hoog. Haar swaai was aan 'n boom met lang toue, so sy kon regtig baie hoog gegaan het. En sy het geswaai, en ewe skielik het die tou van die swaai gebreek en sy het afgeval. Sy het baie ver geval en sy het seer gekry. Sy het op die vloer gelê en sy het gehuil. En haar mamma het haar gebring en sy het haar in die huis ingevat. En haar mamma het geweet, sy het baie seer gekry en sy het gehuil, maar daar's nie 'n hospitaal nie, en hulle het nie 'n motor gehad wat hulle na die ver hospitaal toe gevat het nie. So haar mamma het besluit, die enigste ding wat sy kan doen is bid. Want daar's niks anders wat sy kan doen nie. Sy het haar bietjie pynstropies gegee, en sy het op haar knieë gegaan en sy het gebid en sy het vir Jesus gevra, asseblief Jesus moet haar help om haar gesond te maak, want anders weet mamma nie wat om te doen nie. Daar's nie 'n hospitaal daar naby nie, pappa is nie hier met 'n motor nie, so hulle kan haar na die ver hospitaal toe vat nie, en mamma het gebid. En sy het haar naderhand in die bed gesit, en hulle het geslaap, en die volgende oggend het hulle wakker geword, en sy was weer beter. En mamma se hart was baie bly gewees. En sy het verder gespeel, en sy het groot geword, en eendag toe sy groot is, baie groot is, sy's nou al ouer as ek gewees, né? So sy was baie oud. Dit was lank terug wat dit gebeur het. Gaan sy dokter toe, vir iets heeltemal anders, ek kan nie eens onthou vir wat nie. En die dokter moes ekstrale vat. Nou weet julle wat is ekstrale? Ekstrale is 'n foto wat die dokter neem, wat jy jou bene kan sien. Nou as ons 'n foto van jou vat, kan jy jou bene sien?
Nee, so as jy jou bene wil sien, moet jy hospitaal toe gaan dat hulle 'n ekstraal kan vat. En op die ekstraal kyk die dokter so na die ekstraal. Sit dit so op die lig, kyk die dokter na die ekstraal en hy vra haar, wanneer het jy jou rug gebreek? Sy kan nie onthou nie. En die dokter sê, maar ek kan sien hier op jou ekstraal, dit was iets wat baie lank terug gebeur het. En sy kan nie onthou nie. Sy kan glad nie onthou nie. En gelukkig het haar mamma nog geleef. En sy gaan na haar mamma toe eendag en sy sê, mamma, ek was dokter toe en die dokter het 'n ekstraal geneem. En hy het my gevra, wanneer het ek my rug gebreek? En hy kan sien dat dit lank terug gebeur het, maar ek kan nie onthou dat daar ooit so iets was nie. Weet mamma van iets wat gebeur het? En die mamma sê, ek kan ook nie mooi dink. Wag, laat ek dink. Rug gebreek. Dit is baie ernstig as jy jou rug breek, né? Dis baie ernstig. En die mamma sê, ek kan nie onthou nie. Maar wag, daar was daar een keer toe ons sendelinge was, wat jy geval het, toe die swaai gebreek het, en ek het geweet, jy het baie seer gekry, maar ons het jou nie eens dokter toe kon vat nie. Maar ek het vir Jesus gebid, om jou beter te maak. En Jesus het 'n wonderwerk gedoen. Hulle het nie eers geweet van die groot wonderwerk wat Jesus vir hulle daai dag gedoen het nie. Daai dogtertjie het so seer gekry toe sy geval het sy haar rug gebreek. En niemand het dit geweet nie, want Jesus het vir hulle 'n wonderwerk gedoen. En haar rug het beter geword en dit is eers jare later wat hulle besef het wat Jesus vir hulle gedoen het. Nou, is dit vir ons moontlik as mense dat ons rug, as jy hom breek, dat hy sommer net gesond word, oornag, met net 'n gebed? Is dit vir ons moontlik, dat ons as mense dit kan doen? Tannie Andrea, waar is Tannie Andrea? Is dit moontlik? Sy is 'n dokter, sy weet, ek weet nie baie van bene en van mense en van sulke goeders nie, maar sy sê vir ons, dis onmoontlik. Ons kan dit nie doen nie, maar wie kan dit doen? Wie kan die onmoontlike doen? Jesus kan die onmoontlike doen. En as hy die onmoontlike doen, dan noem ons dit 'n wonderwerk. Nou Jesus doen baie wonderwerke in ons lewe. En partykeer doen hy goed wat ons nie eens sien nie. En dit is eers jare later wat ons dit gaan agterkom. En miskien gaan ons dalk nooit weet van Jesus se wonderwerke terwyl ons hier op aarde is nie. So, ons moet eendag sorg. Ons moet sorg vandag dat ons in die hemel gaan wees. Want dis net wanneer ons daar is wat Jesus vir ons van al sy wonderwerke gaan vertel. Wat hy vir ons gaan doen het. Want ons baie keer wonderwerke in ons lewe wat ons nie eens van weet of wat ons nie eens agterkom nie. OK. Julle kan julle glasies gaan